Goeie nuus vanmôre is, wat ook al die uitdagings is op jou skouers, wat ook al die druk is wat jy tans moet beleef, ongeag die bagasie wat jy tans saamsleep, jy hoef nie daaronder gebuk te gaan nie. Inteendeel, jy kan vry wees en jy kan nogal lig reis. Jy kan hierdie lewensreis aanpak met 'n huppel in jou stap, omdat jy die nodige goed saam met jou het, maar ook in dieselfde asem, dat daar niks is wat jou rem en strem nie. En vandag se woord help ons verder om te ontdek hoe dat ons van onnodige bagasie kan ontslaa raak. Nou ons vind 'n baie verrassende sleutel, en jy gaan nou die punte bymekaar kry, maar 'n belangrike sleutel hiervoor uit Dawid se stilte tyd joernaal. Psalm 100 skryf hy, en hy sê, gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank hom, prys sy naam. Bekende vers, maar terwyl die vers op die skerm is, moenie dit miskyk nie. Hierdie is nie 'n voorstel nie. Dis 'n opdrag. Dis 'n baie duidelike voorskrif, dis half die protokol om na die een toe te kom wat laste verlig en verlos en bevry en nuut maak en help. En die protokol is, kom na hom toe met dankbaarheid. Maar miskien sê jy, ja, maar my issues op hierdie stadium, as jy weet wat se finansiële druk, as jy weet die spanning wat ek tans by die werk ervaar, as jy weet die uitdagings in my huishouding, as jy verstaan, nee, as jy nou vanmôre sê, maar ek het nie iets om voor dankbaar te wees nie, kyk waar lê die fokus, wanneer Dawid ons uitdaag en sê, kom in sy teenwoordigheid met dankliedere, hy sê in vers 5, hoekom, wat's die rede vir ons dankbaarheid? Want die Here is goed. Die fokus is aan sy liefde, is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. So kan ek jou herinner, ons God is 'n fenominale God. Hy's ontsettend lief en besorg oor jou, en as gevolg van en deur Jesus Christus, kan ons Vader nader en hom beleef, ook as hierdie mentor, as hierdie helper, as hierdie vriend, wat saam met ons wil help om te deel met ons laste, en ons uiteindelik wil help om van onnodige bagasie ontslae te raak, ons van negatiewe labels te bevry, sodat ons kan lig reis. Maar, hy's ook die koning van die konings. En hy's die heerser van die heelal. En wanneer jy onthou met wie jy te doen het, dat hy die koning is, dan moet 'n mens in gedagte hou dat jy na hom kan kom soos jy is, met al jou bagasie, so jy kan na hom toe kom met jou frustrasies, en eerlik wees oor die verhoudingsspanning, of die finansiële krisis, of die gesondheidsuitdaging, of die teleurstellings, of die seer, of die goed waaroor jy skaam is, die skuldgevoelens, die moedeloosheid, die depressie, die sonde. Jy kan kom soos jy is, maar jy kan nie kom soos jy wil nie. Kan ek dit herhaal? Sit dit vir ons op die skerm. Jy kan na hom toe kom soos jy is, maar jy kan nie na hom kom soos jy wil nie. Jy kom nie sommer net na 'n koning toe volgens jou protokolle in die manier wat jou pas nie. Die Bybel sê vir ons baie herhaaldelik dat hy's ons heel beste vriend. Maar in dieselfde asem, hy's ook die koning van alle konings. Heerser van heersers, hy's die groot woorde in die teologie om te sê, hy's die allerhoogste. Daar's niks groter as hy nie. Hy's alomteenwoordig. Niks is meer omvattend as hy nie. Hy's die allerheiligste. Niks is meer foutloos en volmaak as hy nie. En jy kom nie sommer net, hoe's dit in sy teenwoordigheid nie. En daar's 'n paar beginsels om van kennis te neem, veral wanneer jy besef, ek het hierdie laste en hierdie goed wat maak dat ek swaar reis op die oomblik. Wanneer jy antwoorde en verligting en inkoms benodig, nommer 1, wat ons nodig het om te onthou is, dankbaarheid is die enigste manier in en is die enigste manier uit. Kom ek verduidelik. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy nie op jou terme, met jou behoeftes en jou lysie en voorskrifte begin,
as jy sy teenwoordigheid wil beleef en 'n diepe, intieme kontak met hom wil ervaar nie. Kyk weer na Psalm 100 vers 4. Hy sê, gaan sy poorte binne, nie met klaagliedere nie, met dankliedere. Sy tempel met lofsange, werkwoord opdrag in Hebreëus, dank hom, prys sy naam. So jy begin met erkenning en waardering en vir hierdie verwonderende dankbaarheid van wie hy is, waartoe hy in staat is, wat hy alreeds in jou lewe vir jou gedoen het en wat hy nog vir jou kan beteken. Vreemd genoeg, jy kan nie sy aandag deur onderhandeling en beloftes en godsdienstige aksies en suksesvolle prestasie kry om te sê, Here, as U, Here, ek sukkel nou met hierdie goeders in my lewe. Here, as U vir my hier vir my help, met hierdie finansiële uitdaging byvoorbeeld, as U, dan sal ek. Die Bybel sê nie kom met onderhandeling nie. Maak nie saak hoe jy is of hoe dringend jy mag wees nie. Die harde feite vanmôre is, ekskuus, die mikrofoon echo hier by my, hoor, as jy hom so bietjie kan stel, ekskuus. Jy kom nie verby, vir amper sê, jy kom nie deur die poorte, jy kom nie in sy teenwoordigheid in, met klaagliedere nie, jy kom daarin met dankliedere. En waarskynlik het jy dalk 'n klomp bagasie en 'n geweldige behoefte dat die Here dit moet uitsorteer en die goed maak gewoonlik dat 'n mens krapperig is en ondankbaar. En die gevaar is klaagliedere en ondankbaarheid, kan ek dit so stel om te sê, dit besoedel jou geloof. Want die oomblik wanneer jy krapperig is en jy weet in elk geval nie en of God nou iets gaan doen aan die ekonomie en of hy in jou finansies sal kom voorsien nie, en nou begin jy in jou geloof 'n besoedeling optel, inteendeel die geloof begin half ongeloof raak en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So moontlik het hierdie bagasie te doen met verhoudings, of finansiële druk en besluite, of emosies, of 'n fisiese uitdaging, gewoontes of skuldgevoelens, rebellie, sonde. En Vader wil ingryp en hy wil hê ek wil jou kom vrymaak sodat jy waarlik kan vry wees. Ek wil vir jou meer doen as wat jy kan bid of dink, maar die toegangskode, die enigste manier in, is nie ondankbaarheid en ongeloof. Dis juist dankbaarheid. En dis ook nie eerstens dankbaarheid vir jou omstandighede en jou belewennisse nie, want baie keer is dit regtig vir ons gaan deur sulke omstandighede dat ons meer vraagtekens het, maar die dankbaarheid is gesetel, ek dank hom vir wie hy is. Ek dank hom vir waartoe hy in staat is. Ek herinner myself amper in die Dawid-Goliat scenario, dat hier staan hierdie massiewe reus voor my, maar ek kom nie na hierdie reus toe in my eie naam, in my eie krag, in my eie perspektief nie. Ek ken 'n naam wat bo alle name is, en ek kom na hierdie reus toe in die naam bo alle name. En dit bou skielik vertroue en geloof behaag God en bring God in beweging. So dankbaarheid is die enigste manier in. In die Nuwe Testament, snaaks genoeg, lees ons 'n baie interessante verhaal uit die geskiedenis van die vroeë kerk, waar ons vind hoe dat Paulus en Silas in die moeilikheid is. Lees die storie saam met my, Handelinge 16. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuurder het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moes kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi. En die bewaarder het die opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. So hierdie was nie sommer net dat hulle as 'n gewone misdadiger of krimineel hanteer word nie. Hierdie was as ware soos in, julle word geweldig verdink, julle is nou in maksimum sekuriteit. Onmenslike behandeling en brutaliteit. En praat van, skielik sit hulle daar met bagasie. Fisiese pyn, verwerping, die mense wat hulle nou bedien het, gehelp het, genees het, die ontnugtering, die teleurstelling en die vraag, het ons God reg verstaan, is dit die behandeling en dit wat hy toelaat in ons lewens, nadat ons alles vir hom gee? Ons word nie net as verdag hanteer nie, ons word sommer as
opperste van skurke hanteer. Dit moes vir hulle gevoel het asof hulle gesê het, nou is dit nag. Vers 25. Interessant genoeg, teen middernag. Was Paulus en Silas besig om te kla en vir mekaar te sê, dis nie fair nie, God het van ons vergeet, hy is nie regverdig nie, hier is nie die moeite werd nie, kom ons gee op. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die oorspronklike vertaling sê, om die dankliedere te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Daar is die interpretasie van mense wat baie skepties staan en sê hulle het so sleg gesing, dat daar aardbewing ontstaan het, maar hier is wat die Bybel sê, skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan, al die gevangenes se boeye het losgeraak. So daar was 'n fisiese inmenging, maar boeye raak nie sommer los van 'n aardbewing nie. Wat het daartoe gelei? Dat hulle uit die boeye kon kom. Lof en dank aan God. Wat verklaar het, Here, ons verstaan nie, maar ons glo. Kan ek dit weer vir jou herhaal? Ons roeping as volgelinge van Jesus is nooit om verstaaners te wees nie, maar dis om gelowiges te wees. Ons opdrag is nooit om te verstaan nie. Ons gaan nooit alles verstaan nie, so hou op probeer. Sê nie ons moet sonder begrip lewe nie, maar verstaan is nie ons fokus nie, glo is ons fokus. En wanneer ek glo en ek reageer vanuit dankbaarheid, dan verstaan ek die beginsel wat sê, dankbaarheid is die enigste manier in en is die enigste manier uit. So wanneer jy stoei, met allerhande bagasie in jou lewe, herinner Psalm 100 ons, dat dankbaarheid en lofprysing ons in die teenwoordigheid van die Here bring, en op sy beurt sy teenwoordigheid in ons situasie bring. En Handelinge 16 herinner ons dat dit deur dankbaarheid en lofprysing is dat die Here vir Paulus en Silas bonatuurlik uit die situasie uitgekry het. So kyk gou vir die persoon langs jou en sê, dankbaarheid is die enigste manier in en die enigste manier uit. Sê dit gou dat jy dit kan oefen. Probeer weer, die persoon langs jou het dalk nie lekker saam, dis sy beurt. Laat sê dit weer vir mekaar. Dankbaarheid is die enigste manier in en die enigste manier uit. En ergens wil ek hê jy moet dit begin oefen. Ons is nog nie by punt 2 nie. Ergens wil ek hê julle moet dit oefen. En as jy besef, hier's 'n uitdaging. Wat's die beginsel? Dankbaarheid is nou die enigste manier in en die enigste manier uit. En Here, U help my nou met 'n keuse en 'n attitude skuif van ek kies nou nie klaagliedere nie, ek kies nou dankbaarheid. En die rede hoekom ek wil hê jy moet dit verbaal doen, want beginsel nommer 2. Dankbaarheid is nooit onsigbaar of onhoorbaar nie. Het jy al iemand gesien wat regtig egtig 'n verskriklike groot geskenk gekry het? Iets wat hulle glad nie verwag het nie, maar selfs jy sou daarvan gehou het. Jy kan jou indink aan daai scenario en die body language wat daarmee gepaard gaan. Dis daai opgewondenheid en ek kan nie stil bly daaroor nie, ek moet net daarvan vertel. Hoekom? Dankbaarheid, ware dankbaarheid kan nie onsigbaar en onhoorbaar bly nie. Baie mense is van mening dat hulle dankbare harte teenoor die Here, maar hulle loop nie te koop daarmee nie. En as jy jouself daaroor challenge of met mense daaroor uitdaag, dan sal hulle sê ek is 'n baie dankbare mens, maar ek sê dit nie hardop nie, maar mense ken mos my hart. Nee, ons is nie kardioloë nie, ons weet nie wat in jou hart aangaan nie. Bybel sê die hart is maar redelik bedrieglik. Maar hier's wat ek weet, die Bybel vir ons herinner oor 'n blaatante basiese menslike feit. Dit sê wat die hart van vol is, Lukas 6, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Gewoonlik is mense een of ander tyd bewus daarvoor, jy's vies vir. Jy het 'n probleem met. Jy gaan deur hierdie krisis, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So as jou hart regtig gevul is met 'n ongelooflike dankbaarheid vir wie God is, wat hy kan doen, waartoe hy in staat is in jou lewe, een of ander tyd gaan jou mond daarvan oorloop. Wat jy sê sal dit wys.
Psalm 107 vers 1 en 2. Julle moet vir die Here dankie sê. Nie omdat dit als goed gaan altyd nie, want hy is goed. Ja, hy doen altyd wat hy beloof het. Die mense wat vry is, moet vertel dat die Here hulle vrygemaak het. As die Here jou aangeraak het en hy het iets groots vir jou gedoen, daar was jare terug 'n lied gewees, ons noem dit 'n skrifberuiming, want is letterlik omtrent 'n lied, ek dink hy kom so uit die woordeliks uit die Engelse Bybel uit, wat nogal gewild is. Die lied het gesê, let the redeemed of the Lord say so. En dit kom hier uit Psalm 107 uit. As jy regtig deur God aangeraak is, as jy regtig 'n verwagting het, as jy regtig dankbaar is oor wat hy in jou lewe gedoen het, let the redeemed of the Lord say so. Sê dit, wys dit. Die deurbraak met jou bagasie begin met 'n dankbaarheid vir wie God is, waartoe hy in staat is, en dit moet een of ander tyd uitkom in jou geloofslewe en in jou verklaringe wat jy maak, dat jy sê, ek glo dit. So begin dit sê en wys. Jesus, dankie. U weet nou van my bagasie. U weet van hierdie krisis. Hier's nou 'n rugsak op my vasgegespe wat ek nie van kan loskom nie. Hulle verwag van my om sulke ure by die werk te werk en ek het nie meer die energie daarvoor nie. Maar u spesialiseer daarin om mense verligting te bied, uitkomste te bied, wysheid te gee. U maak ou dinge nuut, u maak stikkende dinge reg. U weet van my. En skielik is daai dankbaarheid bou geloof en geloof behaag God en dit bring sy hand dikwels in wonderwerkende maniere tot aksie. So dankie Jesus, dankie vir wat u reeds gedoen het. Dankie vir u trekrekord in die Ou en die Nuwe Testament en dankie dat dit nog steeds van toepassing is in die era wat ons nou lewe. So beginsel nommer 2. Dankbaarheid is nooit onsigbaar en onhoorbaar nie. Dis hoekom ons soveel moeite maak op 'n Sondag om ons samekomste te begin met 'n tyd van lof en dank en aanbidding. Hoekom? Ons wil vir God sê, Here, ons glo. Here, ons is lief vir u. Here, ons hou aan u vas. Ons omstandighede is nie altyd gunstig en maklik nie, maar ons kies vandag om in geloof vorentoe te beweeg met 'n dankbare hart wat dit bevestig en bewys. Hoekom sukkel ons so met dankbaarheid? Hoekom sukkel ons veral nogal met dankbaarheid teenoor die Here? Want jy sien, ons is so gefokus op ek, my, self. Bring ons by die derde beginsel. Dankbaarheid begin waar my selfsugtige ingesteldheid eindig. Ons leef in 'n kultuur van onvergenoegdheid. Niks is eintlik ooit goed genoeg nie. Inteendeel, die lewe skuld ons. Kyk na politieke veldtogte en dit word nog meer half op gekapitaliseer dat jy skuld, die lewe skuld jou water en skuld jou krag en skuld jou 'n werk en jy verdien 'n huis en want jy het regte. Ons vier jaarliks Menseregte Dag, maar in plaas daarvan het menseregte ons 'n groter verdraagsaamheid en 'n sensitiwiteit gee vir die regte van bejaardes en van weeskinders en van gestremdes. Dink ons het plaas die fokus op ons regte. Iemand kla nou die dag oor weet nie of jy hom het nie, die YouVersion Bible app. Dis een van die top apps op Google Play Store. Volgens Wikipedia en 'n paar ander bronne is dit waarskynlik, kan dit die app wees wat teen die hoogste bedrag ooit verkoop sou word, omdat hy meer as 1 biljoen gebruikers het. Iemand kla nou die dag oor hierdie simpel app wat so stadig is. Nou toevallig het ek die voorreg gehad om vir Bobby Groenewald te ontmoet, wat die app ontmoet het, en hy die storie vertel by die kongres waar ek was, en aan tafel het ek saam met hom gesit en eet een middag, en hy vertel hoeveel miljoene dollar het gekos het om hierdie ding te ontwikkel, en die kopiereg met verskillende Bybelgenootskappe reg oor die wêreld uit te sorteer, en hoe dat die Here bonatuurlik voorsien, dat hulle biljoene dollars hierin kon sit, sonder om iemand nog ooit vir 'n sent te vra en te sê, hulle gaan nou advertensies begin deel maak van die app en so meer. So mense kry dit gratis, iemand betaal miljoene, maar ons het die ingesteldheid bloot net om te sê, dis my reg, ek het hierdie ding gedownload en hy werk soos wat ek van hom verwag. Want jy sien, alles draai om ons gerief en ons gemaak. En ons vergeet dat ons eintlik maar
niks het, en van wat ons het, en van dit wat Christus reeds vir ons gedoen het, ons verdien niks daarvan nie. God skuld my niks. Kan ek dit vir jou so stel, ons sit dit vir jou op die skerm, ek verdien nie eers sy seën, wanneer ek goed is nie. Maar weet jy wat so amazing? Tog kan ek wel sy seën beleef, omdat hy goed is. Ek onthou toe ek die eerste keer die evangelie gesnap het. Die storie van Jesus wat, terwyl ek 'n helverdiende sondaar is, wat sonder hom regtig in die moeilikheid is, want ek kan nooit naby God kom nie as gevolg van die sonde-infeksie waarmee ek en alle ander mense gebore is. En om my ontdekking te maak dat God my liefhet, dat hy bereid was om uiteindelik al my foute, al my skuld, al my sonde, my rebellie te vergewe deur sy eie seun te laat betaal en my straf op Jesus te laat afkom en my splinter nie te maak en my naam te skryf in die boek van die ewige lewe en my die reg te gee om nie net 'n slaaf by die agterdeur te wees nie, maar om my die reg te gee om 'n kind van God genoem te word. Ek kan onthou daai eerste belewenis was, dis te goed om waar te wees. En ek is so dankbaar. En ek onthou veral, weet in my eerste begin maande, dae, jare van 'n verhouding met Jesus hê, daai ingesteldheid en daai waardering van dankbaarheid. Ek verdien dit nie, maar ek kan hom pappa noem, ek kan hom vader noem, ek kan naby hom kom. Jesus is hierdie ongelooflike groot verlosser, maar hy sê hy is ook my ou boet. En hy sê hy het sy gees vir my gegee en hy bekragtig my en hy help my. My hart wat oorloop van dankbaarheid en verwondering en ek sou versoeke bring en my hart met hom deel en as antwoorde en as deurbrake en as oorwinning tot op 'n dag. Tot op 'n dag dat dit begin groot word het. En daai selfsugtige ingesteldheid van ek se kind van die Here. Ek verdien dit. God het ons beloof, so hy moet. En ek het God se seën, God se voorregte as my regte begin opeis. En al is dit my reg as 'n kind van God, hanteer ek dit nooit vanuit selfsug nie, maar vanuit dankbaarheid. Ek stel dit vir jou so op die skerm. Wanneer ek op my regte fokus, verloor ek dankbaarheid uit die oog uit. Huwelike. Onthou jy toe julle net getroud is? Jy was net te dankbaar wie jy koffie in die bed gekry. Jy was net te dankbaar want dan was hierdie dankbare verwondering is net te wonderlik en te lekker. Skuif die fokus 'n bietjie. Is my reg as ek by die huis kom moet dit en is my reg dit moet so wees en skielik is daar stramheid en daar's konflik. Gemeente, ons het nodig om terug te kom. Ons het nodig om terug te kom na 'n dankbare verhouding met die Here, met 'n nuwe waardering en nuwe dankbaarheid vir die seën en die voorregte en die geskenke en die verlossing en die oorwinning. Op pad na Paasnaweek toe, dankbaarheid vir die kruis en die opstanding en die leë graf en sy gees en die feit dat hy opgevaar het om vir ons te gaan plek voorberei. En dat hy dit onverdiend vir ons aanbied. Die feit dat jy kan asemhaal. Net die feit dat jy kan is. Kan nie help nie, dit is een van my favorite sekulêre liedjies. Ons kan hom maar in die kerk ook sing. Wat ons het is net genade. Bestaan jy met die week gebeur daar 'n ding en ek voel skielik omtrent my keel, my hart, my hart klop in my keel. Jy ken mos daai gevoel, daai. En ek besef skielik net, Here, dankie vir 'n hart wat klop. En ek het nou geen beheer oor hierdie hart, ek kan enige oomblik gaan staan. Die feit dat hy bly klop is net genade. Die feit dat hy werk, die feit dat dokters kan op 'n manier om nog baie keer aan die gang kry, maar kan eintlik nie verklaar hoekom hy begin loop en hoekom hy ophou nie. Maar dan ons terugkeer weg, can we get off our high horse? En ek begin dankbaar raak vir die feit dat, daar was water in die kraan. Daar was warm water. Dag sal iemand vandag vir my, vanoggend sien ek op iemand se boodskap.
Nou moet ons weer die nat pad ander, weet jy hoe gaan my bakkie lyk? Dankbaar vir die reën. Op 'n stadium was daar hierdie grappies, ek weet nie of dit regtig so was nie, maar hulle sê hier in die hoë inkomste woonbuurte van Johannesburg, het die mense hulle 4x4s op 'n stadium met fake rubber laat sprei. Ag, met fake modder laat sprei. Ons het dit sommer gratis. Ons raak dankbaar. So op pad na Paasnaweek, is daar 'n dankbaarheid en is Christus nog in Paasfees? Is daar 'n dankbare verwondering vir die hel wat hy verduur het om met sy lewe. Gaan lees net weer Matteus en Lukas se weergawe van die kruisiging. Dankbaar vir 'n geleë graf, wat beteken jou en my laaste asemteug beteken bevordering, die begin van volmaaktheid. My einste man na God se hart, Dawid, skryf in sy stilte tyd joernaal, Psalm 103. En sy attitude is, ek wil. Hy leef met ongelooflike klomp bagasie. Hy vlug op 'n stadium vir sy lewe. Hy het 'n klomp goed wat teen hom tel. 'n Klomp goed werk nie uit nie. Hy sê ek wil die Here loof. Want hy sê so. Nee, ek wil die Here loof met alles wat in my is. Want ek sê heilige, wow, die perfekte, as jy net daai naam noem, ek bedoel, daar's niks beter as dit nie. Ek wil die Here loof. En ook met Paasnaweek op pad, nie een van sy weldade vergeet nie. Hoekom? Dis nie ek nie, dis hy, sê vers 3, wat my sonde vergewe. Terwyl hy alle reg het om te sê, jou rebel, wat jou koppig hou teen my, ek het jou gemaak, ek het 'n droom vir jou lewe, ek wil jou in 'n rigting stuur en jy wil sê vir my die hele tyd, ek sal nie. En u moet dit en dat vir my doen. Hy's bereid om ons sonde te vergewe. Wat my siekte genees, en die woordjie siekte is meer as net 'n fisiese uitdaging. He wants to make me whole again. My heel maak, wat my siekte genees. Wat my red van die graf. Die graf beteken nie dis my laaste adres nie, dit beteken dis bevordering. Wat my met liefde en ontferming kroon. Wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Kan ek en jy vandag dalk net weer besef, dankbaarheid begin, waar ons 'n houdingsverandering het van, dis nou nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. So ek maak 'n einde aan my selfsugtige ingesteldheid, en ek fokus op hom. So hier's vir jou huiswerk. Die volgende skyfie. Het jy al opgemerk, dankbare mense kan in enige krisis, in enige situasie, alles hulle bagasie ook hoe baie. Dankbare mense kan in enige situasie 'n seën vind, 'n seën vergroot en 'n seën veroorsaak. In enige situasie kan dankbare mense 'n seën vind. Dankbare mense kyk net na omstandighede deur ander lense. Hulle sien net seën raak waar ander mense dit mis. Sommige so terloops, dankie vir almal se aandeel en bydraes tot ons bedieningsgeleenthede, een keer dan in Wan by die aftreeoord. Dit is elke keer vir my so opwindende belewenis om die onderskeid te sien, dikwels moet ek nou ongelukkig ook bieg, tussen die ingesteldheid van twee groeperinge senior burgers. Daar's diegene wat, en Woensdag was daar toevallig twee tannies wat daar sit in rolstoele, gangrene het hulle een been opgevreet. Ek dink albei se bene is afgesit hier by die knie, bo die knie daar rondom. Wat 'n frustrasie om op jou senior goue jare te kom en skielik gekluister te moet wees in 'n rolstoel en op een been te probeer oor die weg kom, terwyl jy nie meer lewenskragtig is nie. En hulle ingesteldheid te hoor van, so dankbaar, vanoggend wakker geword met 'n Jan Frederickie wat voor die venster sit en dit klink of hy voeltjie 'n gebed opsê, ek was net so bemoedig en ek is net so dankbaar teenoor die Here.
Dan kry jy iemand anders wat net, kan julle nie harder praat nie. Vir een of ander rede was al die Halleluja boekies Woensdag soek, so ons het gesukkel om saam met hulle te sing. En jy kry nie daai kategorie mense wat in een situasie kan hulle 'n seën vind. Is net te dankbaar vir. Inteendeel, in enige situasie kan daai mense 'n seën vergroot. Want nou deel hulle dit met ander. Jy het dit ook gehoor, het jy dit ook beleef? Gisteraand se kos, gistermiddag se kos was daar maar 'n voorreg geweest. Dink nou spesifiek aan die staaltjies en die stories by die aftreeoord. En hulle deel dit met mekaar en dis mos soos 'n infeksie. As iemand opgewonde is, dan raak die volgende persoon en dan praat almal nou maar positief later. Inteendeel, derdens, in enige situasie kan dankbare mense kan 'n seën veroorsaak. Want dit is net aansteeklik. En dit kring uit, en dit word al groter. Die teenoorgestelde. Begin kla oor jou bagasie. As jy weet hoe lyk die gate daar voor ons, in ons straat, na ons huis toe. As jy weet, dis nog niks, julle vir ons water. En jy kan in enige situasie, kan jy klagtes vind. En hoe meer jy daaroor praat, hoe meer sê ander mense vir jou, dis nog niks. Hulle vergroot dit. En as jy weer sien, veroorsaak jy 'n groter klomp bagasie en 'n groter klomp klaagliedere. Ons uitdaging is, watter persoon wil jy wees? Jy voel dalk op die oomblik soos 'n pakdonkie, met al die goed wat op jou lewe rus en die dinge wat jou afrem en jou spoed breek. En tot nou toe het jy dalk gebid van uit klaagliedere. O Here. Jy begin ook sommer jou gebede met O Here. Maar dit lei gewoonlik na 'n gebed van 'n ongelowige. Ek weet nie of u weet van die krisis nie, en ek weet, Here, hierdie finansiële krisis, Here, my toekomsplanne is so duister, is so, Here, ek weet nie, miskien moet u hier uitbly, want ek dink dit gaan 'n groot gemors wees. En jy sien nie hoe om by die Here in te kom, want dit voel nie hoe of hy hoor nie, en jy weet nie hoe om uit hierdie krisis te kom nie. Kyk weer na daai 3 beginsels op die skerm. Dankbaarheid, en dis hoekom ek wil hê jy moet dit oefen. Dankbaarheid is die enigste manier in en die enigste manier uit. So kies dankbaarheid. Okay Here, waarvoor is ek nou dankbaar? Here, hier is 'n storm, dan is ek nou hiervoor dankbaar. Here, hier is 'n uitdaging, dan begin ek u dank in die naam van Jesus. U's besig, you're setting it up, you're setting the stage for something big. En dan verklaar ek dit, want ware dankbaarheid is nooit onsigbaar of onhoorbaar nie. En jy begin verklaringe maak soos my God, en al sing jy nou maar 'n kinderkerkliedjie wat sê, my God is so sterk, so groot en so magtig, as niks wat my God nie kan doen, bou jou geloof en maak dit publiek. En dankbaarheid begin waar jy sê, Here, ek sal sterf van myself. Here, vergewe my ek. Ek wil, ek moet, u moet dans na my pype, u moet notas vat, Here, kom, u moet vinnig maak, u's die ene wat aan my verslag moet doen. Ekskuus Here, vergewe my miskien vandag van 'n ondankbaarheid. En bykans enige situasie kan almal van ons dankbaarheid vind, dankbaarheid vergroot en dankbaarheid veroorsaak. Eksperimenteer 'n bietjie, as jy dalk in hierdie vakansietyd ergens saam met familie en vriende kan kuier. En begin net dankbaar babbel oor iets. En kyk hoe begin die res saam praat. En dan kry jy daai bitterbekke wat nou sê, ja, maar jy moet onthou, dis nog niks vir jou en my God nie. Kom ek bid saam met jou. Here, dankie dat ons vanmôre iets kan beleef van 'n perspektief wat wil skuif. En miskien is daar in ons gees hierdie opgewonde, maar ook angstigheid, want ons besef, ja, ons sukkel so hiermee. Vergewe ons dat ons u almag en die onvermoë uit die oog uit verloor. Vergewe ons dat ons dikwels daarop aanspraak maak dat ons die kinders is, maar baie ver en onafhanklik van u lewe. Vergewe nie net ons onafhanklikheid nie, vergewe ons ondankbaarheid.
Vergewe ons dat ons nie oorloop van dankbaarheid en verwondering vir wie U is en vir alles wat U kan doen. Vergewe ons dat ons dalk dankbaar is in ons hart, maar dikwels publiek swyg. En half een die publiek verloon oor die goedheid en die sorg en die amazing wonderwerke wat U nog steeds in ons lewe doen. Vergewe ons selfsugtige fokus, dat ons hopeloos te veel fokus op my en ek. Ek kom bid veral met die komende Paasseisoen op pad. Mag U vir ons help om dit aan te leer. Dankbaarheid is ons enigste manier in en ons enigste manier uit en ons gaan kies om te sê, Here, hoe kan ek in hierdie situasie dankbaarheid vind? Dankbaarheid vergroot. Uiteindelik dankbaarheid veroorsaak. Dankie dat U dit nie teen ons hou nie. Dankie dat U vir ons oorwinning wil gee. En dankie uiteindelik dat wanneer ons gesindhede begin verander, dat U ook ingryp en omstandighede verander. Kom dank U by voorbaat dat U in staat is om elke uitdaging en probleem wat in hierdie gehoor verteenwoordig is, dat U in staat is om dit in 'n enorme getuienis van U almag en U grootheid te kan omskep. En ons weier in die naam van Jesus dat die vyand kom en ons kom belieg met die feite en ons kom belieg met die feit dat God nie vir ons liefhet of belangstel of nie meer kan nie. Ons hou vandag kinderlik vas aan die feit dat U ver meer kan doen as wat ons bid of dink. So ek kom bid dat 'n nuwe dosis geloof harte sal oorweldig. Kom bid vir diegene in ons midde wat op hierdie stadium so uitsenkheid is met U. Soveel ander gemors in hulle lewe toegelaat het dat hulle eintlik oorlaai is en nie net 'n pakdonkie is met gewone uitdagings nie, maar sonde het as ware hulle spoed totaal en al gebreek. Mag ons terugkom na U toe. Mag ons eerste liefde teenoor U verklaar. Mag ons dinamies wees en 'n klomp goed uitsorteer en onsself oopstel sodat U die gees waarmee God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, besit kan neem van ons en dat ons kan ervaar hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Kom hier en kom ontmoet U elke individu waar ons ook al vandag is. Diegene wat ver is van U, mag hulle vandag 'n hinkering begin beleef om te sê, ek wil ondersoek om my lewe bloot te stel, oor te gee aan die heerskappy van die koning van die konings. Ek bid vir diegene van ons wat al lank met U 'n intieme pad geloop het, maar deur omstandighede so ontmoedig geraak het dat ons half spoed verloor het. Here, vergewe ons vanoggend vir ondankbaarheid. En dankie dat ons vanmôre saam met Dawid kan sê, ons wil U poorte ingaan met dankliedere. Ons wil met 'n nuwe lofwaardige, verwonderende ingesteldheid ons lewe leef en besef, ons oog is op Jesus gefestig en ons gaan hom by voorbaat dank vir wat hy nog in ons lewens gaan doen. Ons is lief vir U, ons sien met verwagting uit na wat U nog vir ons gaan doen. In die naam van Jesus, almal sê, Amen.